Reg, so as ons gaan kyk daarso by die eerste ene. Julle sê dit was nou A12. Goed, hulle sê vir my by A dat die f van x is gelyk aan 2x kwadraat minus x plus 1. En by nommer 12 vra hulle vir my spesifiek om te gaan bepaal die f van x minus 1. Goed. So die f van x minus 1 is 2. Ek gaan vervang in x se plek x minus 1 en hy double up. Minus, ek vervang in x se plek x minus 1 plus 1. Is almal reg met die substitusie gedeelte? Nou reg, so daai is 'n double up. So dit is nie x kwadraat minus 1 nie. Dis 'n double up. So hy word x kwadraat minus 2x plus 1. Ja. Minus x plus 1 plus 1. Ek gaan die 2 inhaal. So ek het 2x kwadraat minus 4x plus 2 minus x plus 1 plus 1 is allemaal nog reg tot daar en as jy fout gemaak het, het jy nou jou fout gekry. Nog nie. Right, so ek het dan hier so 2x kwadraat minus 4 is minus 5x 2, 3, 4 Gee hom so in die boek of het hom gefaktoriseer? Gee hom so in die boek. Gee hom so in die boek, dat is hy. Right, en dan nommer 15 is iets wat jy in jou lewe weer sal sien. Die f van x plus h minus die f van x. Reg, so dis 'n lekker lang som. Dis regtig 'n lekker lang som. So wat ek nou eers gaan doen is ek gaan nou eers die f van x plus h gaan neerskryf. Verstaan julle wat ek sê? Met ander woorde, ek gaan nou net eers in x se plek x plus h gaan instel. So ek het 2 en dan het ek x kwadraat minus x plus 1. Verstaan julle wat ek sê? Ja. Minus die f van x wat hulle vir my gegee het. So minus 2x kwadraat minus x plus 1. Goed. So die f van x plus h beteken in x se plek gaan vervang ek x plus h en ek gaan vervang x plus h. Is almal reg tot daartoe? En jy verstaan waar kom die minus vandaan en hoe kom ek my f van x in hakies gesit het. Want ek het my hele f van x gaan aftrek. Goed, so ek gaan vereenvoudig daardie hakie. So dit gaan wees 2, onthou hy double up. So hy word x kwadraat plus 2xh plus h kwadraat. Minus x minus h plus 1. Yes. Ek gaan maal die minus in, so ek het minus 2x kwadraat, min maal 'n min, plus x, min maal 'n plus, min 1. Ek gaan maal gaan daar die 2 uit. So ek het in dan 2x kwadraat, plus 4xh, plus 2h kwadraat. En die rest kopie en paste ek. Minus x, minus h, plus 1, minus 2x kwadraat. Hierdie is maar net regtig eintlik basically algebra. So 2x kwadraat minus 2x kwadraat deel uit, ag minus uit. Ja. Right, 2x kwadraat minus 2x kwadraat is 0. Dan het ek 2h kwadraat wat nie 'n maatjie het nie. Ek het 'n plus 4xh wat nie 'n maatjie het nie. Die volgorde maak nie saak nie, né? Minus x plus x is 0. Plus 1 min 1 is 0, so al wat dan oorbly is
minus h. En die kom so gelos dat gaan faktoriseer. Dit is wel los. So gelos. Ja. Alright. Goed, dan het julle gevra of ek vir julle B4 doen. Is julle nou reg met die wat ek nou gewys het? Ja, juffrou. Maak dit vir jou beter sin? Ja, juffrou. Alright, B4. As die g van x gelyk is aan x kwadraat minus 5. Bepaal die waarde van x as die g van x gelyk is aan 6x minus 14. Goed. So wat sê hulle eintlik vir my? G van x is dit en dit is dit is dit. Wat is die waarde van x? Wat is die waarde van x? So wat doen ek basically? Okay, deur wat te doen? Ek gaan stel daardie twee vergelykings gelyk aan mekaar. Want onthou g van x is gelyk aan g van x. So dit beteken dat x kwadraat minus 5 is gelyk aan 6x minus 14. Het julle? Wat se tipe grafiek sou daai gewees het indien ek hom geteken het? So wat is dit? Wat sou daai gewees het? Hierdie is 'n reguit lyn. Hoekom is dit 'n reguit lyn? Y is gelyk aan mx plus c. So my x is 'n gewone x. My x daar is 'n kwadratiese x. So daai is 'n parabool en daai is 'n reguit lyn. Is julle almal by? Goed, so wat ek gaan doen is ek gaan stel vir x kwadraat minus 5 gelyk aan 6x minus 14. En onthou, wanneer die oomblik wat ek 'n kwadraat kry, is alles aan die linkerkant gelyk aan 0. So ek het dan x kwadraat minus 5 minus 6x plus 14 gelyk aan 0. Ek gaan vereenvoudig die linkerkant. So ek het x kwadraat minus 6x minus 5 plus 14 gee vir my 9 gelyk aan 0. En omdat ek vir x moet oplos, moet ek hom gaan faktoriseer. Is almal by? So hy word, dis 'n 3 term. Ja. Hakkie gelyk aan 0. So ek het en dan 3 maal 3. 3 maal 3. So x is gelyk aan 3. Enige vrae tot daartoe? Okay. So die g van p minus 5 is dan gelyk aan minus 2 x word nou p minus 5 en dan minus 4. Almal by tot daartoe. Goed, dan kry ek minus 2p plus 10 minus 4. En dit is dan minus 2p plus 6. Almal reg tot daartoe. Ja, juffrou. As hulle vir jou by C2 gesê het, vervolgens bepaal, dan sê hulle vir jou, gebruik dit wat jy by C1 gekry het en bepaal vervolgens. Maar hulle gebruik nie die woordjie vervolgens nie. So met ander woorde, C2 het niks met C1 te doen nie. So dit is 'n splinter nuwe som. Ok, kom ek skryf hom gou vir jou neer. So die g van 2p, as die g van x is, met ander woorde maak ek nou die g van 2p is minus 2 x word nou 2p. En dan is dit minus 4 en daai is gelyk aan 10. En nou kan jy hom self oplos.
Is dit wat julle gedoen het? Ja, ja. Het julle dieselfde antwoord gekry as boek? Ok, maak hom gou klaar as jy nie die gekry het nie. Reg, so ek het dan hierso minus 4p minus 4 gelyk aan 10. So dit gaan wees 10 plus 4 en minus 4p aan hierdie kant. So minus 4p is gelyk aan 14, deel met 4, deel met 4, so minus 14 op 4 en hy vereenvoudig na minus 7 op. Wat is hy? Ek sien my